Alright, julle kan gou saam met my werk. So ons het 'n snylyn hierso. Hierdie enetjie is 20 mm daarin. Ek gaan net gaan my driehoek kry. So 20 mm hierso. So daai stukkie is 20 hieronder. En dan het ons gesê hierdie stukkie hierso is 39. So 10, 20, 30, daar is ons 39. So daar's 'n merkie en daar's 'n merkie. Goed, nou is daar 'n snylyn wat hier deur gaan. Nou ek gaan die snylyn gou in 'n ander kleur vir julle doen. Vir nou is dit fyn, ja. Jy kan as jy wil, soos 'n snylyn, lang kort, soos 'n senterlyntjie. En wat nou gaan gebeur is, hierdie kan jy baie liggies doen. As ons nou die boaansig doen, die stukkie wat ek nou liggies inkleur, is die deel wat gaan wegval in die boaansig. Right, so wat julle gou vir my moet doen, is om net gou seker te maak jou tekening is mooi gemonteer, dat hy nie skeef is nie. Ek gaan nou vir julle sê hoekom dit belangrik is. Ok, so die belangrike ding julle is, hier's 3 punte waardeur ons sny. Of eintlik 4 punte. So ons sny daar, is my eerste punt. My volgende punt waar ek sny is daar, en my volgende punt waar ek sny is daar. Goed, so wat ek gaan doen is, van daai punte is eintlik meer as een lyn wat gesny word. So voordat ek enigiets verder doen, gaan ek net gou seker maak dat my tekening mooi akkuraat is. Ek gaan net my driehoek gou hier opsit. Net seker maak alles hierso line mooi op. As hy skeef is, moet ons hom net reg maak, anders gaan alles hier skeef wees. Goed. Ons kyk, daai enetjie lyk vir my nou reg. Daai lyk reg. Goed. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan na daai snypunte toe, en die heel eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan kyk watter lyne word gesny hierso. Nou my eerste lyntjie wat ek hier sny, is die enetjie op lyn 3 daar in die boek, en ek gaan vir my daar 3 maak met 'n sirkel. Hier gaan ek 'n 4 en 'n 2 met 'n sirkel maak, en daarso gaan ek net vir my sommer 'n X en 'n Y skryf. Ek sal nou verduidelik hoekom. 'n X en 'n Y. En die heel eerste punt wat jy doen is, jy bring hom letterlik af. Dit is op lyn 3, so ek bring hom loodreg af. En ek gaan kyk, waar's lyn 3? Hierso lyn 3 is hierdie lyntjie wat hierso loop. Maak 'n kolletjie, ek sit vir my 3 met 'n sirkeltjie om, dan weet ek, dis vir my snypunt, nee, ek gaan hom sommer vir my merk, daar met pers. Goed, my volgende snypunt is 4 en 2, dis 2 lyne wat gesny word, so daar sny ek vir 2, en dan die ander enetjie sny vir 4, net aan die ander kant, so daar is lyn 2, daar sny hy, en dan sny hy ook presies dieselfde punt, net aan die ander kant, en dis lyn 4. Ek gaan by hom ook 'n sirkeltjie maak, ek gaan by hom 'n kolletjie maak, en ons moet nie groot kolle maak nie, dis net vir die dat jy mooi kan sien. Ok, nou is daar enetjie, nou hier gaan jy baie mooi moet luister, en baie mooi moet kyk wat ek verduidelik, om dit te verstaan wat ek nou vir julle gaan wys. Nou as ek sny, ek dink ons is die keer dat ons bietjie gesels hieroor. As jy hierso gaan sny, onthou julle het op die oomblik 'n vierkantige piramide. Ek het sommer 'n uitveer gesny wat min of meer soos dit lyk. Die uitveer staan nou so, en jy gaan nou sny deur hierdie onderkant. So jy gaan sny nou, as hy soos 'n diamant gevorm is, gaan jy nou aan die een kant insny en aan die ander kant uitsny. So daai snylyn, daai reguit lyntjie wat julle nou hier sien, is eintlik daai puntjie wat daar lê, sny reg deur die hele ding. Hy sny aan die een kant in en aan die ander kant uit. So daai lyntjie gaan ek vat. Ek gaan dit sommer met hierdie driehoek doen. So ek gaan hom vat en ek bring hom loodreg af. En ek trek hom reg deur. En dan moet ek mooi gaan kyk wat is die sye. Dis 1, 2
1, 2 en 1, 4. So ek sny vir 1, 2, gee my net so oomblik julle, ek sny vir 1, 2 en vir 1, 4 hierso. Kom ons kyk gou, daarso is 1, 2, lyn 1, 2, en dan sny ek ook vir lyn 1, 4 hierso. Alright. Goed, wat nou gaan gebeur is, en nou moet jy mooi luister, want dis die bottom line van die hele ding. Ek gaan hier begin met my snit, hier by X en Y. By daai 2 punte. Dis die enigste 2 punte, dink ek, wat bietjie moeilik is om in te sien dalk vir julle. En ek gaan 'n reguit lyntjie daar trek. As ek deur die onderkant van enigiets sny, dan gaan ek altyd ietsie daarso kry. Yes. Jy kan maar gou, reg. Goed, so ek wil gou vir julle wys. So dis daai lyntjie wat julle hier sien. Daai punt is 'n hele lyn. OK. Nou sny hy van daai punt af na die punt naaste aan my toe, dis 4. So van daar tot by 4, van daar tot by 4 is daar 'n lyntjie. So ek trek hom in. Dan van 4 af is daar 'n lyntjie na 3 toe, soontoe. Is 'n plesier. Daarso is hy. Nou presies wat jy aan die kant het, gaan jy aan die ander kant ook hê. Vanaf 3 gaan hy aan die ander kant af tot by punt 2. Dan trek hom in. En dan vanaf punt 2 hardloop hy terug na X toe. Goed. So daai vlakkie wat julle hierso sien, is die gesnyde vlak. Ek gaan hom liggies vir jou inkleur. Moenie jy dit doen nie, is net dat julle kan sien. Dis die vlak wat ek nou gesny het. Dis daai stukkie daar, nê. Maar nou ekskuus tog. Nou sit hier 'n klompie lyne hierso wat nou moet verwyder word. OK, so hoe weet ek wat moet wegval? Dis baie maklik. Hierdie hele stukkie wat daai kant het wat ek nou toegemaak het, hierdie hele deel hier. As ek hiervan af kyk, word dit verwyder, maar op hierdie tekening. So kom ek wys vir julle hoe kry ons dit? Vanaf daai snypunt wat nommer 3 is tot daar word uitgevee. So hy gaan nie meer daar wees nie. So ek vee hom uit. Dan vanaf daai snypunt van 4 en 2 tot by die basis word uitgevee. Vanaf daai snypunt, daar is hy 2, daar is 4. So vanaf daai punt tot by 2, van daai punt tot by 2 vee ek uit. Verstaan julle nou, kom is dit belangrik om nommers te hê? Want anders as jy nie weet waar wat uit te vee nie. Want jou insig ontwikkel mos dan nog hierso. Goed, dan die hele lyn 4, 3 en 3, 4 en 3, 2. 3, 4 en 3, 2 gaan uitgevee word. Hy val weg. OK? Die stippellyn wat jy gehad het, dis daai stukkie daar, dit gaan ook wegval, jy gaan nie dit sien nie. So waarmee jy op die ou end oorbly, is net hierdie gesnyde vlak, om aan te dui dat hy wel gesny is, gaan ek my 45 grade driehoekie vat, en julle ken al die storie, as jy wil arseer, jy kan vir jou met 'n koutjie 'n merkie maak daar op jou driehoek, as jy wil. Hierdie koutjie het nou nie baie ink in nie, ons kyk gou, sommer hierdie enetjie vat. Jy kan ook 'n lyntjie vir jou inskraap as jy dan nou wil, gaan daar sommer net vir my 'n lyntjie trek. Goed. En nou sit ek my driehoek so neer, teen 45 grade, ek trek vir my lyntjie daar, ek skuif hom tot op die blou lyntjie, trek hom weer, skuif hom tot op die blou lyntjie, sodat my arsering ewewydig is, né? Daar skuif ek hom net op, so I'm just doing that the whole time, until I have done the whole surface. Okay, the spacing of the hatching must be equally spaced. You can leave your hidden lines in there, some of them are going to, there's going to be more than one line on a specific position. Okay, so there's my sectional top view. So dit noem ons nou 'n deursnee.
'n deursnee bo-aansig. Ek skryf dit nou nie in IGO skrif nie. Bietjie haastig, deursnee bo-aansig. Hierdie een is 'n gewone vooraansig. Hierdie is my hulpaansig. OK, en nou is daar nog 'n ding wat hulle my vra. Hulle wil ook hê ek moet 'n deursnee linkeraansig doen. They also want me to do a sectional left view, nee. So what I'm going to do is I'm going to take these same section points and just transfer them over here, or you can project them across and up. Ek sal nie dit doen nie, want die kans dat jy hier onakkuraat kan werk is redelik groot. Dis vinniger en makliker om net eenvoudig hierdie lyne oor te trek. So ek gaan net hier na toe gaan. En julle kan dit saam met my doen. Ek gaan letterlik net mooi daai lyntjie vat. Ek wil net seker maak, sien julle my bladsy het bietjie gedraai. Net seker maak, julle moet dit maar check van tyd tot tyd. Kyk dat jou tekening akkuraat is, dat hy nie gedraai het nie. So by daai lyn X en Y bring ek oor. If I cut through the bottom part or the base of any pyramid or prism, I will always get a straight line. Dis waar jy twee punte lê. Daarso en daarso. So weer een soos hierdie ene, gaan jy 'n reguit lyntjie kry. Dit kan julle onthou, dis altyd so. As ek hier deur die onderkant sny, gee hy my reguit lyntjie. Dan hardloop hy na 4 en 2 toe. So kom ons kyk gou, waar's 4 en 2? Daar's 2, daar's 4. So ek vat hom letterlik van daar af, projekteer ek oor, en ek gaan merk hom 2 by 2, en 4 by lyn 4, so ek gaan dalk vir julle net 'n kolletjie maak. Goed, dan my laaste snypunt is punt 3, wat ons mos nou ook gedoen het, net vir die bo-aansig. Ek bring vir 3 oor, julle daar sny op lyn 3. OK, en nou as jy kan tel, wat julle almal kan doen, dan kan ek hierdie ding voltooi. So, hoe gaan ons dit doen? Kom ons maak gou seker. Ons maak gou seker. So wat ek gaan doen is, ek kan sê nou maar hier begin, by hierdie kant of by daai kant, dan sê ek vir myself, ek gaan daar vanaf, op na punt 4 toe, nee. So van daai punt af, presies soos hy hier loop, gaan ons hom doen, van daar, tot by daai punt. So trek ek 'n lyntjie. Alright, en dit ook in pers vir julle doen. Daar is ons 'n lyntjie, daar gaan 'n reguit lyntjie wees, dan hardloop ek van daai punt af tot by punt 3, nee, en nou waar is lyn 3? Daar is ons lyn 3, so van daai punt, tot by punt 3, nee, trek hom gou in, kyk net na my nommers, ok, en presies wat jy die kant het, gee die ander kant, hy gaan symmetries wees, so van daai punt af, van 3 af, gaan hy weer af aan die agterkant, dan gaan hy na lyn 2 toe, so waar is dit, dis daar. Ok, vanaf lyn 2, hardloop hy terug, na hierdie, wat het ons gesê is dit, daai was X en Y, kom ons noem dit sommer X en Y, dit sal wees X en Y, daar is ook X en Y, en dan moet ons net vanaf 2 na X toe verbind. Goed, en nou sit weer dieselfde proses wat ons nou gedoen het, julle maar een verskil, van waar af kyk ek nou? Ek kyk nou uit die pyltjie se rigting uit hierdie kant uit, nee. So alles wat hier lê, gaan nou weggevat word. So kom ons gaan kyk weer na daai lyne, vanaf die snypunt by 3 tot by die hoekie daar by 3, so dit word uitgevee. Dan die hele stuk van 3 na 2 en 3 na 4 toe. Hele stuk van 3 na 2 en van 3 na 4 toe word uitgevee. Daai word uitgevee. So, wat ek doen is, ek gaan kyk watter van hierdie lyntjies, stukkies lyne, val weg. Dan vee ek het uit hierso, nee.
Dan moet ek mooi kyk, ek sny vanaf 4 na 4 en van 2 na 2. Vanaf 4 na 4 en van 2 tot 2 word weggesny. Daai val weg, daai val weg. Dan sny ek ook daai klein stukkie tussen x en 4 en y en, dink is x en 2, tussen x en 2 en y en 4 sny ek ook weg. Alright, en as ek klaar is hiermee, dan gaan vra ek net vir myself, hierdie onderste stukkie gaan dit bly? Ja, dit gaan bly. Alles aan die kant van die lyn. As ek daar kyk, word gesny. So, soos wat julle hom nou sien, dit is soos hy gaan lyk, dis die gesnyde vlak. Okay, en jy hou die onderkant, daar is hy, hier is die snyvlak, daar is die boonste stukkie wat uitsteek, en as ons hom wil asseer, weer eens teen 45 grade, teen enige 45 grade hoek, daar is hy, daar is hy. Goed, so daar is my 2 gesnyde vlakke. Ok, ek gaan dit net geweer gaan met julle deurgaan, dat ons net seker is, almal is op die regte pad. Van hierdie, ons moet hulle uitvee. Sê geweer? Ok, hoe ek weet is ek gaan kyk hierso, Rosie, daai stukkie daar. Dit verg 'n bietjie insig, maar dit verg ook 'n bietjie konsentrasie en julle gaan agterkom, daar's 'n metode. En al sukkel jy om dit nog in te sien, gaan die metode jou help om die antwoord te kry. Hier's van julle wat dit gaan die prentjie in jou kop kan sien. Daar's nie baie mense wat dit kan doen nie. Die meeste van ons het maar 'n metode nodig, soos wat ek altyd vir julle sê. So as ek van hierdie kant af kyk, julle, wat's my metode? Is maklik. Daai punt is daai punt, nê? Nee. Nou van daar af, waar hy sny, tot en met hierdie stukkie, alles wat tussen my en die snylyn lê, so met ander woorde, alles wat die kant lê, moet weggevat word, nê? Nee. So dan kyk ek tussen daai snypunt van 3 en punt 3 wat ek gehad het, vee ek uit. Dit doen ek nou ook vir daai stukkie lyn daar. Dis tussen 4 en 2, dis daai stukkie daar, daar's 4, 4, 2, 2, daai snypunt 4 na x, of 2 na x eerder, 2 na x het ek, 2 na x het ek, 4 na y het ek, daar is hy, hier is die onderkant, daar is die bokant, en hier is die boansig so. Ok, goed, dan sal een ding wat oorbly om te doen, en dit is die ware vorm van die snit, en dit gaan ek gou vir julle verduidelik. Alright, nou die ware vorm van die snit, om hom te kan doen, het ons 'n passer nodig. Daar is 2 metodes wat ons kan gebruik. There's 2 methods that we can use. You guys have to know both methods. Nou, ek gaan dit gou vir julle verduidelik. Kom ons maak gou almal net seker dat julle tot hier kom. Kyk gou mooi. So wat ek doen is, ek gaan gou vir julle die konsep agter dit gou verduidelik. So omdat ons hier sny en ons kyk van bo af, nou moet julle manne mooi luister, hoor. As ek van bo af kyk en ek kyk van links af, dan lê daai snyvlak teen 'n hoek. So wat dit beteken is, as ek hierdie stiekertjie sou vat, nê, en daai stiekertjie lê nou so. Daai stiekertjie nou so lê. Alright? Dan as ek van bo af kyk, dan lê daai stiekertjies nou so. Ok. En wat nou gebeur is, daai stieker lê teen 'n hoek. So ek kan nie sê dit is sy regte lengte sien, né? Nou soms het ons nodig
om daai ding uit te knip en te plak op iets. Nou, kom ek gee 'n voorbeeld. 'n Vliegtuig, as jy 'n vliegtuig teken van bo af, sy canopy, daar waar die vlieënier sit, nê? As jy daai glas wil uitsny en is teen 'n hoek, jou tekening lê nou teen 'n hoek, so. Hier sit die vlieënier. So hy lê nou teen 'n hoek, so nou moet ek 'n metode hê om daai ding se regte vorm te kry. So wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie ding vat, presies soos jy hom hier sien, en ons gaan hom plat swaai, soos dit. Kyk, en die oomblik wanneer ek hom plat slaan, wat gebeur nou? Nou sien jy sy regte grootte, nê? En as ek dit hier in die sy-aansig moes doen, dan sou hy so gelê het, en dan sou julle dit gedoen het. Tot waar sou ek hom moes swaai? Net so gelyk, nê? Die oomblik as ek hom gelyk geswaai het hier, en ek kyk van daar af, dan sien ek sy regte grootte, nê? En daai regte grootte het 'n naam. Ons noem dit die ware vorm. Onthou julle die ware lengte? Nou dis presies dieselfde ding. Enigste verskil is ons werk nie nou met 'n lyn nie, ons werk nou met 'n hele vlak. So die swaai metode vir 'n ware lengte wat jy omswaai, jy bring af, presies dieselfde ding. So kom ek wys gou vir julle hoe ons dit doen. So jy kan, daar's 'n paar goed wat julle moet onthou. Die heel eerste ene is, as ek dit vir jou kan maklik maak, gaan ek die volgende gou doen. Is, gebruik sommer daai selfe punt, om hom te waar hy gaan skenier. Gebruik sommer daai punt, en gaan heel eerste op, en dis nie die enigste plek waar ons dit kan doen nie, maar ek gaan dit sommer hier doen. Trek vir jou konstruksielyntjie gou daar. Dit gaan nou oor jou hulpaansig lê, maar trek net gou vir jou daar konstruksielyntjie. En dan tweedens, as jy klaar dit gedoen het, dan vat jy gou vir my al hierdie punte van die snyvlak. Vir 2, skryf daar 2, vir x, skryf daar x, vir y, skryf daar vir jou 'n y, vir 3, skryf daar vir jou 'n 3, en 4, en skryf jou daar 'n 4. Nou wat gaan ons nou doen? Julle, is baie eenvoudig. Ek gaan nou daai punte hier swaai tot op die lyntjie. Alright? So terwille van die verduideliking en dat julle nie die mekaar raak nie, gaan ek net liggies hierdie hulpaansig uitvee hierso. Dat hier nou nie so baie lyne is nie, want anderser kan dit bietjie verwarrend dalk vir julle lyk. So ek vee net dit baie liggies gou uit daar. OK. Goed, so julle het gesien waar ek hom ingesit het, en nou gaan ek gou passer nooi. Goed. Dankie Wian Adams. Right. Goed, so wat ek gaan doen is, ek gaan letterlik my passer op daai hoekie sit waar ek hom geswaai het. Ek sit hom op punt 4, op daai snypunt, en ek swaai hom om tot op hierdie rooi lyntjie. Dit het nou niks met daai lyn te doen nie, ek swaai hom om tot op hierdie lyntjie. Vat my passer, kyk mooi waar ek hom sit, maak hom oop tot daar by punt 3, en ek swaai hom om tot hierso. OK, nou wat ons gaan doen, gaan skryf vir jouself 'n 3 hierso, soos wat jy hom omswaai hierso, gaan skryf daar vir jou 'n 4 en 'n 2, want dis waar 4 en 2 omkom. Daar is mos nou x en y, waar ek hom geskeneer het, nê? Nou al wat julle doen is baie eenvoudig. Ek vat my driehoek, maak seker my tekening is nog akkuraat, dat hy nie geskuif het nie, hierdie ene het 'n bietjie geskuif, net gereg maak. Goed, en ek bring nou net vir x en y af, hier is x en y, daar's x, daar's y. My volgende twee punte is 4 en 2, nou, kom ons kyk gou wat doen ek bring hom loodreg af,
en ek gaan merk hom net op 4 en ek gaan merk hom op 2. Daar is hy. So ek het hom daar gemerk, hierso, ek het hom op 4 en 2 gemerk, daar is hy. My laaste punt wat ek merk is op punt 3. Daar is punt 3. So wat het ek gedoen julle? Ek het vir 3 omgeswaai, ek het hom daar gelabel, bring hom af, bring vir 3 oor, daar is my punt. Ek het vir 2 omgeswaai, ek het hom afgebring, ek het vir 2 oorgebring, daar is punt 2. Ek het vir punt 4 oorgeswaai, om afgebring, vir 4 oorgebring, daar is hy, en X en Y is presies waar hulle was. So wat het gebeur? Die ding het letterlik net geskineer, en hy het net gaan platval daarso, nee, en dit is die rede hoekom ons om die passer hier omswaai, want wat ons eintlik hier gedoen het, is hom plat gegooi. Dis nou seker nie die beste voorbeeld nie, my kollega by my vorige skool het altyd gepraat van 'n toiletsitplek se deksel. As 'n toiletsitplek se deksel regop staan, as jy hom van die kant af kyk, en staan hy so, en as jy hom toemaak, en jy gooi hom plat, is presies wat hier gebeur. So al hierdie punte skuif net oor, hulle gaan net reguit, en hy lê net nou plat. So lyk my waardevorm van my snit, hy gaan so lyk, so presies dieselfde vorm, gaan net 'n bietjie langer wees, ek is nou by jou, presies dieselfde lyk, klein bietjie langer, daar so hy, en binne in hom gaan skryf jy vir my WV vir ware vorm, en nou kan ons hom hatch in die teenoorgestelde rigting, nie in dieselfde rigting nie, want dan lyk dit asof hy dieselfde vlak is, nee. So dis 2 aparte goed, hatch ons hom in die rigting, en ons kan daai lyntjie ook gebruik. Right, en daarso is die ware vorm van die snit dan.